Hello? Hello? Welkom bij Rijspret. Some things you don't see every day. A baboon sitting on a fence. A kudu jumping over a fence. That is what Namibia is all about. Showing you things that you don't see every day. Partykeer is jy gelukkig genoeg om sommer 'n tweede kudu te sien wat oor dieselfde heining gaan. En dit wys net vir jou hoe ongelooflik is hierdie wêreld. En daar op die regterkant is die twee kudus nou mooi bymekaar. Nou dat jy 'n bietjie van die wonder van Namibië ervaar het, wil ek ook vir jou wys wat 'n wonderlike kos alles hier in Namibië is. Hierdie is die pad tussen Windhoek en Rehoboth. Ons is nou op pad in die rigting na Windhoek en ons gaan nou binnekort in Windhoek wees. Hierdie is die pad wat aan die suidekant van Windhoek inkom. En jy is nou al klaar hier in die voetheuwels van die Khomas Hooglandberge. Windhoek is the main city in Namibia, and it lies between the Khomas Hoogland mountain range. We are basically coming in from the southern side now, from the side of South Africa. And the previous town that we had was Rehoboth, so the next one we get now is Windhoek. To our left-hand side is Prosperitas. It's a development that's about 25 years old. That's mainly industrial development. On our right-hand side is going to be Suiderhof. That's a very old part of town. And that is on the southern side of Windhoek. Ons gaan 'n bietjie kyk waar mense iets kan kry wat lekker is om te eet hier in Windhoek. En ons gaan een van my ou gunstelinge soek, Sprietskoegen. Now to confuse everybody, we are traveling in a different direction from north to south. In a different road. This road is named after the previous leader of Zimbabwe, Robert Mugabe. So this is Robert Mugabe Avenue. The previous name of this road was Theodore Leutwein Strasse. It was named after Major Theodore Leutwein, who was governor of Namibia of Deutsch West Africa from 1894 to 1904. The building on your right-hand side that looks like a fort is the old German jail. This road is one of the most important link roads in Windhoek, and on your right, going parallel with this road, is the old main road of Windhoek, Keiserstrasse, that is now called Independence Avenue. Die rede hoekom ons hierdie pad gevat het, is omdat ek graag vir julle wil gaan wys waar om Sprietskoegen te koop in Windhoek. When the Germans came to South Africa, they brought along their superior baking skills and also the products that came along with it. Hier reg voor ons is nou die Christuskirche of die Vrouwenkirche wat eintlik die vrouekerk was. En nou voor die sien jy die Namibian Museum of Independence. On our left-hand side is the Alte Veste. That was one of the oldest buildings, or the oldest building in Windhoek. One of our subscribers told me that there are plans to renovate the building and to upgrade it. Our destination now is Marua Mall, or actually the back of Marua Mall, where you can find a Superspar. En hierdie is nie enige Superspar nie. Dit is seker die Superspar wat die naam gee vir Superspar. Wanneer ons nou so klein eentjie verder beweeg het, sal jy sien net aan die ander kant van die kruising op die regterkant gaan wees Marua Mall. Daar is hy nou daar voor ons op die regterkant. En dan net agter die mall gaan ons nou regs indraai, want agter die mall is Marua Superspar. In Windhoek was daar 'n ou winkel gewees, Wekke en Voegts, wat altyd lieflike gebak gehad het. Hierdie spar is hulle spar. And now I'm going to show you why you should visit this place. Een van die belangrikste goed wat jy in Namibië kan kom doen, is om vir jou Sprietskoegen te koop.
Alles is lekker hierso. Voel net hoe sag is hierdie donut. Ek het nou 2 jam donuts hier in, want hulle het nie nou vandag splitskoek. Dis so sag. This is called a krapfen or a Berliner donut. Now this has a jam center, and it was invented by a baker from Berlin who was deemed unfit for the army, for the Prussian army, and then he became a baker for the army. And he made these donuts. Soos 'n Duitser dan vir jou sal sê, das kann ich dir sagen. Dieses Paar ist super. Kyk nou net hierso. Hierso is 'n Farm Dudler flavored sparkling mineral water. Ek dink ek moet gaan koffie kry. Nou sit weer terug by al die steaks verby. Baie al die gebak verby. Jy kan natuurlik hierso vir jou enige iets koop om te eet. Jy kan vir jou 'n bagel koop. Brechens en alles is lekker. Elke keer as jy in 'n rigting op pad is, dan is daar iets anders wat jou aandag aftrek. Maar wag, ek moet nou eintlik eers vir julle wys waarvoor ons hier is. En voordat ek vir dit kan wys, moet ek eers vir julle terugvat na 'n ander reis wat ons gedoen het waar ons splitskoeken gekry het in Duitsland. Ons staan hier in Keulen, wat voorheen die hoofstad van Wes-Duitsland was. Die 4de grootste stad in Duitsland en ons is op die oomblik hier by die Dom. Dis seker die lieflikste bakkery wat ek in my lewe nog gesien het. Kyk hier's. Excuse me. Arista, kyk hier. Dis splitskoeken. So I'm fairly sure from my own experience that splitskoeken originated from West Germany, and that is why today you can get it in Deutschwest in Namibia. Okay, now we're going back to Namibia again. Hier koop ons nou op net oor die laaste bietjie proviant wat ons gaan nodig hê. 'n Bietjie ondertoe dat hulle wil bietjie. As jy lief is vir souse, dan is dit ook 'n plek vir jou hierdie. Klomp puddings ook. 'n Hele rak vol. Lekker goed. Chocolates, sjokolade en lekker goed. En nog extra softig en lekker. Onthou, koop liewer te veel as te min. Want die goed is lekker en jy sal altyd spyt wees dat jy nie meer gekoop het nie. But before we can show you how splitskoeken taste, we need to visit another place where you can also buy splitskoeken. Dit is lekker.
Ja. Right, ons het nou hierso 2 verskillende soorte sprietskoegen van 2 verskillende plekke. Ons bestel het. Kom ons kyk wat is die lekkerste. Kyk net hoe lieflik. Op die regterkant is die sprietskoegen wat ons gekoop het by Marua Superspar. En op die linkerkant is die sprietskoegen wat gekoop is by Ryths Bakkery in Delhi. 'n Mens kan sien die sprietskoegen van Ryths is 'n klein bietjie hoër as die een van Marua Spar. Verskillende plekke maak dit verskillend. Ons probeer gou die een. Ongelukkige sprietskoegen, net soos ander Duitse gebak, besig om al hoe skaarser te raak in Namibië. Dit is al hoe moeiliker om dit in die hande te kry. So weer die ander. Baie lekker. Ek kan eintlik besluit nie. Ons kan maar enige van hulle vat. Nou daai sprietskoegen was nou baie lekker. Maar kom ons vat nou nog 2 en dan kyk ons nou of ons 'n verskil kan kry tussen die. Jy stel daar Tussen die 2 plekke se sprietskoegen. So, die verskil wat ek nou gekry het is hierdie een wat bietjie hoër is asof hy bietjie konfyt in het. Hy het so effens 'n suurige smaakie. Maar baie lekker. En die ene wat ons gekry het by Marua Superspar, hy is bietjie platter. Dis weer miskien 'n klein bietjie van 'n ander resep. Albei baie lekker. Goed, terwyl jy nou sit uitwerk hoeveel van daai jy op een slag sal kan eet, laat ek gou vir julle 'n ander plek gaan wys waar jy iets lekker kan kry. In die ou dae was daar altyd 'n Springer sjokoladefabriek in die noordelike nywerheidsgebied in Windhoek. Deesdae bestaan dit nie meer nie, maar jy kry nou Capricorn Sweets. Om nou vir te wys waarvoor Springer, die ou Springer fabriek, bekend was en waarvoor ek nou Capricorn Sweets toe gekom het, moet ek jy terugneem na 'n ander reis wat ons gedoen het in Wene. Die Kartoffeln und dann noch kurz Würfel bitte. Ja. Und irgendwas mit Nuss. Das sind Walnussnuss. Bitte, ja. Das ist Das wäre alles. Und die Zuckerschokolade. Macht 4 bitte. Ja. Ek gaan hierdie plek mis. Hier is baie chocolates voor. Ja. Hierdie is 'n lekker goed winkel wat ons gekry het in Wene in Oostenryk. En wat my opgeval het is, hierdie winkel het verkoop waarvoor die Springer fabriek bekend was. Wat jy vir 'n hele ruk lank nie in Windhoek kon kry nie. En wat jy nou weer by Capricorn Sweets kan kry. Brandy beans. En soos ek net al vir jou gesê het, as jy dink jy moet 1 boksie koop, koop 2. As jy dink jy moet 2 koop, koop 4. As jy dink jy moet meer gekoop het, dan dink jy miskien reg.
En terwyl ons hier in die noordelike industriële gebied is daar nog iets wat jy kan onthou. Okay, dis nou 2024. Hier by Hartlief het dit blykbaar 'n brand gehad en toe daar van die goed nou 'n gedeelte van die ding toegemaak. So ons gaan nou net gou kyk die klein winkeltjie wat hier is. Hulle het eintlik 'n baie groter winkel hier agter gehad. Maar hier was nou veranderinge gewees en hulle is besig met verbouings ook hier. Dis maar so die tuiste van Landjager. Nou kyk, Landjager is seker die ding waarvoor Hartlief ons maar die bekendste is. En jy kry dit nou al oral in Suid-Afrika ook te koop. As jy nou jou finale inkopies doen hier in Windhoek voordat jy die pad wil vat, maak seker dat jy by biltong kry. Ja, so is. In Klein Windhoek, Trans-Kalahari Meat in biltong. En so kom ons so stadig aan reg vir die terugry. Nou wil ek net vir oulaas gou vir jy nog 'n plek wys waar jy sprietskoegen kan koop in Windhoek of selfs 'n bietjie Duitse gebak. Maar dit word nou nie deur Duitsers gebak nie. So dit is dalk nou waar die probleem inkom. Hierdie is die Grove Mall. Dit is ook in Windhoek en hy het ook 'n superspar waar jy gebak kan koop. Ons is nou in die Grove Mall in Windhoek. En dit lyk maar net soos enige ander mall. Alles wat jy in Suid-Afrika kry, kry jy hier ook in Namibië. Behalwe seker vir dit kry jy nog nie baie in Suid-Afrika nie. Jy moet nogal soek daarvoor. Ons het nou hier by die superspar by Grove Mall sprietskoegen gekry. En die ander plekke sien was almal uitverkoop. Ons sal maar kyk hoe smaak hierdie een. Ons kyk gou na die sprietskoegen wat ons vanmiddag gekoop het. Dis beter om hulle vars te eet. Ongelukkig was hierdie sprietskoegen kliphard geweest. Seker 'n hele paar dae oud. But beggars can't be choosers. Mens kan proesie baie varsie. Maar dit is nie sleg nie. I would actually like to taste this specific sparse sprietskoegen when it's fresh. Maybe a next time. So dit binnekant lyk. Ek hoop dat jy nou buitengewone kos in Windhoek gesien het. En iets om miskien volgende keer te gaan koop wanneer jy daar kom. Sê net gou Kobai vir die Bobbejaan. En dan is dit weer die einde van ons week se video.
Volgende week gaan ons see toe. Baie dankie vir u wat ons video's kyk en wat ons kanaal ondersteun. Dankie dat jy ingeskryf is. Ons sien u weer volgende week.